Weerpapier, voedselproduksie, jaar 2. Ons begin met volhoubare verbruik. So, die eerste ding wat ons moet weet is die hergebruik. Dit is om rommel te verminder deur artikels waar moontlik weer te gebruik. Hergebruik byvoorbeeld inkopiesakke in plastiek eetgerei, verstel of moderniseer klere sodat jy dit weer kan gebruik, byvoorbeeld deur sakkies of dekoratiewe borduurwerk by te voeg. Faktore wat verbruikersgedrag beïnvloed. Ons kan die faktore wat mense se koopsbesluite beïnvloed in 3 groepe verdeel. Sielkundige, sosio-kulturele en ekonomiese faktore. So ons kyk na die eerste ene, die sielkundige invloede. Sielkundige faktore behels hoe mens dink of voel, as ook wat hulle glo of van waarde ag. Motivering en behoeftes. Jy het reeds van Maslow se hiërargie van behoeftes geleer en hoe mense gemotiveer word om eers aan hul heel basiese behoeftes te voorsien. Mense wat klein salarisse verdien, koop gewoonlik voedsel en klere om in hul eerste vlak behoeftes te voorsien, voordat hul geld aan weelde artikels bestee. Sterk motivering beïnvloed ook die manier waarop mense hul geld bestee. 'n Persoon wat byvoorbeeld op 'n wonderlike vakansie wil gaan, sal gemotiveer wees om sy of haar geld te spaar, eerder as om weelde artikels te koop. Die persoon se motivering is sterk genoeg om gedisplineerde koopsbesluite te kan neem. As ons na die volgende een kyk van persoonlikheid, 'n persoon se persoonlikheid is die eienskappe wat daardie persoon anders as ander mense maak. Die persoon se unieke persoonlikheid het 'n invloed op die koopsbesluite wat hy of sy neem. Mense wat byvoorbeeld spontane persoonlikhede het, verkies gewoonlik om geld aan vermaak te bestee, waar hulle mense kan ontmoet. Skaam mense bestee eerder geld aan aktiwiteite wat hulle alleen of tuis kan doen. Slim verbruikers verstaan die invloed van hul persoonlikheid op hul koopsbesluite en gebruik nie persoonlikheid of karaktertrekke as verskoning om onverstandelike koopsbesluite te neem nie. As ons na persepsie kyk, persepsie gaan oor hoe mense hulself en hul omgewing sien. Mense wat byvoorbeeld oorgewig voel, sal dikwels los of sakkerige kleding koop, want hulle verstaan of dink dat dit hul figuur sal verbloem. Mense se persepsie kan lei tot koopsbesluite oor wat hulle dink of glo van 'n produk en hoe dit hulle lewe beïnvloed. Hulle kies om kennis te neem van inligting oor produkte of dit te ignoreer volgens wat hulle glo. 'n Persoon kan byvoorbeeld 'n prys ignoreer as hy of sy dink 'n denimbroek laat hom of haar maarder lyk. Advertensies probeer om die koopsbesluit van verbruikers te beïnvloed deur hulle te laat glo dat hulle beter sal lyk en voel, meer vriende sal hê en 'n beter persoon sal wees as hulle spesifieke produkte koop. Waardes en oortuiging. Waardes is wat mense glo reg of verkeerd is. Mense leer sekere waardes soos eerlikheid, beleefdheid, selfrespek, billikheid en verdraagsaamheid by hulle ouers en uitgebreide families. Waardes soos bewaring van die natuur deur organiese voedsel en klere van natuurlike vesel te koop of te verseker dat produkte nie deur kinderarbeid gemaak is nie. Is dikwels belangrik wanneer koopsbesluite geneem word. Sommige godsdienste het streng dieetreëls wat spesifiseer watter voedsel geëet mag word of nie. So byvoorbeeld halal en kosher reëls. Houdings en kennis. Persoonlike koopervaring het 'n invloed op mense se houdings teenoor verskillende maatskappye en handelsmerke. 'n Goeie ervaring by 'n winkel sal 'n persoon aanmoedig om weer daar te koop en ander van die winkel te vertel. 'n Slegte koopservaring sal tot 'n slegte houding teenoor die besondere handelsmerk of winkel lei. As 'n persoon wat byvoorbeeld in 'n restaurant eet, kla omdat die biefstuk te gaar is, sal die manier waarop die klagte hanteer word 'n invloed op sy of haar houding teenoor die restaurant hê. As die restaurantbestuurder om verskoning vra
en sê dat die persoon nie vir die maaltyd hoef te betaal nie om vir die swak diens op te maak, sal die persoon waarskynlik beïndruk wees en besluit om weer daar te gaan eet. As die bestuurder egter onbeskof is, sal die persoon waarskynlik al sy of haar vriende en van hierdie slegte ervaring vertel en nooit weer teruggaan nie. Maatskappye gebruik soms produkmonsters en inligting om verbruikers oor hul produkte op te voed of in te lig. Dit kan verbruikers se koopbesluit beïnvloed en ook hul houding teenoor 'n produk verander. As ons kyk na leefstyl, dis die manier waarop mense leef, gebaseer op hulle belangstellings, menings, bedrywighede en sosiale groepe. Mense wat lief is vir die buitelewe en sport, sal byvoorbeeld meer geld aan sportklere en toerusting en bedrywighede bestee. Mense in hoë inkomste groepe sal deur hulle sosiale groep en persepsies wat hulle sosiale groep verwag, beïnvloed word. Ons gaan nou kyk na gaarmaakmetodes. Nou die doelwitte van gaarmaakmetodes. Dit verduidelik waarom voedsel gaar gemaak word. Dit benoem verskillende gaarmaakmetodes soos ons klammetode, droogte-metode en kombinasie gaarmaakmetodes. Dit beskryf die basiese beginsels van elke individuele metode. Jy vergelyk die voordele en die nadele van elke gaarmaakmetode en jy benoem ook die algemene disse wat gaar gemaak word deur die verskillende metodes. Nou, hoekom maak ons voedsel gaar? Gaarmaakprosesse help om die smaak van voedsel te verbeter, as ook die geur en die voorkoms. Deur voedsel gaar te maak, maak ons dit veiliger om te eet, want baie mikroorganismes word doodgemaak, wat dalk teenwoordig mag wees in jou kos. Waarom maak ons voedsel gaar? As voedsel gaar is dit makliker om die voedsel te kou en dit ook meer verteerbaar. Dit verbeter ook die opneem van nutriënte. Deur voedsel gaar te maak, word van die ensieme wat veroorsaak dat voedsel sleg word ook vernietig. Sodoende word die rakleeftyd van voedsel verleng en voedselkwaliteit behou. Daar is ons 3 gaarmaakmetodes. Ons kry die klamhitte, jou droogte en jou kombinasiehitte. As ons kyk na kook voedsel in kokende vloeistof by 100°C. Die voedsel het kookpunt bereik wanneer die kragtig begin borrel. Algemene disse wat ons met kook gebruik is eiers, pasta, rys en sop. Stoom, gaarmaak van voedsel deur middel van hoë of lae druk stoom. Wanneer voedsel gestoom word, word die water omgesit in stoom en die voedsel word deur die hitte van die stoom gaar gemaak. Dit word nie direk aan 'n vloeistof blootgestel nie. Voedsel kom nie in aanraking met water nie. Slegs die stoom kan direk of indirek wees. Algemene disse is gestoomde vis, rys, groente, kluitjies, vleis of puddings. Voordele van stoom. Ekskuus. Dit maak die voedsel sag, maklik om te kou en maklik verteerbaar. Dit het hoë nutriëntwaarde, dit behou meeste wateroplosbare vitamines en minerale. Dit kan meer as een voedsel op dieselfde tyd gaar maak met behulp van die gebruik van 'n multi-tiered steamer. Nadele van stoom is gestoomde voedsel kan smaakloos wees. Dit moet goed gegeur of met 'n sous bedien word. Moet versigtig wees om nie deur stoom gebrand te word nie. As ons kyk na die droë hitte gaarmaakmetodes. Onder andere kry ons bak. Voedsel word in die oond gaar gemaak sonder enige vet. Die algemene disse van bak is koek, brood, koekies, aartappels of pampoen. Die voordele van bak of van bak is 'n paar geregte kan gelyktydig gebak word. Ontwikkel geur en mooi voorkoms. Die nadele is jy gebruik baie energie omdat dit in 'n stoof moet gebak word. Stoof of 'n oond gebruik gewoonlik vreeslik baie krag.
Nadele nog is, dit moet dopgehou word. As ons na vlakbraai kyk, dis net genoeg vet om die panbodem te bedek. In 'n braaipan of 'n braaiplaat. Algemene disse is pannekoek, plaatkoekies of eiers. Diepbraai is voedsel word bedek met olie, diepbraaiers of kastrolle word gebruik, en die algemene disse is oliebolle wat vetkoeke is, vis, vetkoek of oliebolle is donuts, en dan aartappelskyfies. As ons kyk na die kombinasie gaarmaakmetodes, die voordele daarvan is geskik vir minder sagte vleissnitte. Die nadele is dit vat langer as oondbraai en dit gebruik ook baie energie omdat dit so lank moet kook. As ons na ons volgende hoofstuk kyk, is dit bemarking. Bemarking kan omskryf word as die skep van 'n behoefte vir produkte en dienste wat kliënte graag wil koop omdat dit vir hulle waarde toevoeg. Bemarking behels dat die teikenmark rakende die produkte en dienste wat aangebied word ingelig word. Bemarking geskied volgens 'n bemarkingsplan. Die bemarkingsmengsel sluit alle aspekte in wat tydens beplanning en bemarking van 'n projek in ag geneem moet word. Die 6 P's bemarkingsmengsel. Dit word vir ons in 'n diagram voorgelê. Die eerste een is produk, plek, persone wat mense is, verpakking, prys of promosie, so die reklame, dis soos advertensies. Dan as ons na die teikenmark kyk, die teikenmark bestaan uit mense wat heel waarskynlik die spesifieke produk sal aanskaf. Die teikenmark kan deur onder andere die ouderdom, geslag, geloof of kultuur bepaal word. Die volgende vraag moet ook beantwoord word in die omskrywing van die teikenmark. Waar woon hulle? Wat is hulle behoeftes en hulle inkomste? Sal hulle die produk kan bekostig? Hoeveel van die produk sal hulle in spesifieke periode aanskaf? Auditiewe of audiovisuele bemarkinginstrumente is meer effektief omdat die gehoorsintuig of beide gehoor en sig geprikkel word. Dit bereik ook 'n wyeer gehoor, maar kan baie duur wees. Voorbeelde van die audiovisuele bemarkinginstrumente is TV, promosievideo's, advertensies in rolprente teaters of op videomure en digitale vertonings.